Jy kan die Bybel so lank vir my oopmaak by Exodus 3. Exodus 3. Kom ons sluit net die oë. Here God, dankie vir die gawe van die woord. En dankie Here dat ons ook in hierdie dag kan vra dat U ook opnuut weer deur hierdie woord ons sal kom ontmoet. 'n Bekende verhaal wat ons goed ken, wat ons al so baie gelees en gehoor het, maar is dit ook ons gebed, Here, dat U opnuut weer vanmôre deur hierdie woord van U ons sal kom ontmoet. Spreek U tot ons, o Heer, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Net so vir die besoekers, ek is besig om in hierdie vakansietyd so 'n bietjie te werk aan, ek noem dit sommer info bites uit die Bybel uit. Bekende verhale met 'n verskeidelde betekenis, kan ook nie regtig sê verskeidelde betekenis nie, as jy so 'n bietjie loop grawe, dan raak 'n mens nogal verstom om te sien wat nog alles in die teks geskryf staan. Weer met die vraag, hoekom staan dit hier, hoekom het hierdie gebeur, wat is die boodskap wat vir ons hierin opgeteken is. Verlede week het ons stilgestaan by die hele boog van God, die reënboog, en vandag met die brandende bos. En glo ek en wil ek vertrou dat U ook opnuut vanmôre weer verstom sal staan oor die woord van God en wat dit ook vir ons beteken. Kom ons lees die gedeelte saam. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand hierdie bos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy na hom uit die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die Here sê vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien. Ek het hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor, en ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry, en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en 'n uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, die Hethiete, die Amoriete, die Feresiete, die Jewiete en die Jebusiete. Die noodkrete van Israel het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, kan bevry uit Egipte. Toe sê Moses, wie is ek dat ek dit by die Farao sou waag, dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? Kyk wat sê hy, né? Kyk wat sê die Here vir hom, jy moet gaan, want ek wil my volk gaan red. Toe sê Moses, wie is ek dat ek dit by die Farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? Asof Moses die bevryding moet doen. Baie interessant. En toe Moses begin besef, hy sit die aandag hier op homself, toe raak hy opnuut weer bewus van al sy tekortkominge, van hy kan nie praat en al die verskonings wat hy aangebied het. God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het sal dit wees, wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. En dan gaan hom net daar los. Ek kan die verhaal verder lees. Wanneer jy die volk uitgelei het, Moses, nadat ek hulle bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan raak ons op 'n manier vasgevang in Moses se roepingsverhaal. Ons lees hier van Moses wat sy skoonpa se vee oppas, hy is daar in die Midian woestyn, daar by die berg Horeb,
Nou Horeb beteken woestynland, beteken woestynagtig, dis die berg se naam, maar ook interessant om raak te sien dat Horeb en Sinai is presies dieselfde berg. Gaan nou weer daaraan aandag gee. Interessant genoeg dat Horeb genoem word in die tyd wat Moses in sy ballingskap is. Toe Moses in 'n woestyntyd in sy eie lewe is, ontmoet God hom by die woestynberg in Horeb. En Moses word geroep vir 'n spesifieke roeping, jy Moses moet my volk uit Egipte gaan uitlei. Moses besef, o hemel, ek het 'n verantwoordelikheid op my skouers. En hy raak van wat bewus, al sy tekortkominge, sy sukkel, sy krisis en sy wat ook al. En God sê vir Moses, die teken sal wees, dat ek julle gebring het na hierdie berg toe. Ek bring julle na hierdie plek toe. Moses, jy is betrokke in hierdie storie, maar hierdie storie is my storie. Ons fokus so op Moses en sy roepingsverhaal, dat ons God mis in hierdie prent. In hierdie verhaal is daar 'n God wat homself openbaar. Ons sien 'n God wat sy volk se hartseer sien. 'n God wat sy volk onderhou, en 'n God wat bereid is om op te tree. Dis die ander kant van hierdie verhaal wat ons mee gekonfronteer word. Om een of ander rede assosieer ons as mens so met Moses in hierdie storie, dat ons eintlik God vergeet en nie eintlik raak sien in hierdie storie nie. Maar die brandende bos van Moses vertel eintlik vir ons 'n Godstorie. Eksodus 3 is eintlik die plek van God se selfopenbaring. Hy openbaar hom hier as 'n verbondsgod, die heilige verbondsgod wat sy volk sien, hulle lyding ken, sy verbond onthou en self die inisiatief neem om hulle te verlos. Moses se roeping vloei uit hierdie openbaring uit. Dis nie die middelpunt daarvan nie. Moses was nog nooit die middelpunt van die verhaal nie. Moses was die saamloper. Dit is God se storie wat ons hier moet raak sien. Hoekom? Want God het aan Abraham beloof. God bly getrou. God is die een wat getrou bly. Die brandende bos vertel vir ons nie van Moses as sulks nie, maar van 'n God wat getrou is aan dit wat hy beloof. Dit vertel vir ons van 'n God wat hom hou aan sy beloftes. Vanmôre by hierdie doopvond het ons opnuut weer God wat beloof ontmoet. Die bos, belofte bos, bos van getrouheid, bos van bevestiging, bos van erkenning, bos van raaksien. Die brandende doringbos word simbool van God se heiligheid in 'n nederige wêreld. Hy roep nie Moses in 'n kathedraal nie. Hy is nie daar tussen die ligte en al die wonder. Okay, 'n bos wat brand en nie uitbrand nie is redelik impressive. Maar God kom ontmoet Moses in die nederige, by jou bos. Nou interessant genoeg, hulle praat hier van 'n bos, maar hulle sê, hierdie bos het nie regtig baie hoog gegroei nie. Dit is sommer so 'n dingetjie daar in die veld. Is nie 'n bos soos ons nou 'n bos ken of 'n woud nie, is nie 'n woud nie. Dis maar, ek dink eers 'n driedoring, hy sal eers 'n driedoring se size gewees het. Ek hoop net nie 'n prosopies gewees nie, maar dit was so 'n verskynseltjie daar gewees. Maar wat gebeur toe Moses by die verskynsel kom? Die heilige God sê vir hom, stop.
moenie nader kom nie. Trek uit jou skoene. Want ek is God. By die eenvoudige sine, dit is die Hebreëse woord wat vir hierdie bos gebruik word, kom net hier in die Bybel voor. Daar's nog 'n verwysing in Deuteronomium. Nou die mooi verklaring vir wat hier gebeur is, hapax legomena. Dis nou die slim woord. Nou ek kan julle nou met allerhande mooi woorde hier vermaak en julle gaan sê, ja, ons moet jou glo want jy het die 6 uur op universiteit gesit en al die voorbereiding gedoen. Maar die rede hoekom Sine hier staan is want Sine wil vir ons 'n storie vertel. Sine is die Hebreëse vertaling vir hierdie brandende bos. En die feit dat dit 'n hapax legomena is, sê dis met rede so gedoen. Want dis wat 'n hapax legomena is 'n woord wat op 'n spesifieke rede geskryf word om 'n spesifieke boodskap op te dra. Weet julle dat die feit dat hierdie bos nie uitgebrand het nie, eintlik getuig van wie God is? Nie die feit dat die bos nie brand nie, maar dat die bos dien as 'n simbool van die lyding en die verdrukking wat Israel in Egipte deurgaan, maar hulle word nie gebreek nie. Want God hoor, God sien, en God gaan optree. En te midde van hierdie bos is die lewende God, soos wat hy te midde van die volk se verdrukking en se lyding en se swaar kry in Egipte is. Met ander woorde, hulle brand, maar hulle gaan nie tot niet nie. Dis hoekom hierdie bos nie uitbrand nie. En dan is dit so mooi, die woordspeling wat gebruik word tussen Sine en Sinai. Sine is die ontmoetingsplek van Moses en God by die brandende bos, en Sinai word die ontmoetingsplek waar God sy volk kom ontmoet, waar dit nie net 'n bos is wat brand nie, maar die berg wat brand, as jy lees wat in die verhaal staan. By Sine, die doringbos, openbaar God homself die eerste keer aan Moses in vuur. By Sinai openbaar hy homself aan die hele volk in vuur, die berg wat rook en bewe, en dit was op presies dieselfde plek. Want Horeb is Sinai en Sinai is Horeb. Dieselfde berg. Hier is 'n persoonlike ontmoeting by die doringbos. En by die berg is God met sy volk besig. Van die doringbos na die berg Sinai het 'n klomp goed gebeur. 10 pla, see wat oopskeer, volk wat deurgaan, see wat toegaan, Egiptenare wat verdrink, voor dit, eersgeborenes van die Egiptenare dood, bloed teen die kusyne, die verlossing, Israel wat die doodsengel gespaar is, die uittrek uit, deur die woestyn, uit Egipte, uit tot by Sinai. Ons besef nie dat die Exodus was die mees ingrypendste openbaring van God in die Ou Testament nie. Want die uittog uit Egipte uit is simbolies van God se verlossing, wat ook later sou kom, toe hy sy kinders uitlei uit hulle doodsbestaan uit deur die bloed van sy seun wat geoffer is. So ons sien hier iets interessants gebeur. Die verlossing en die Exodus en die uittog word kenmerkend van Israel se identiteit. Want toe hulle eventueel by Sinai kom en Moses kry die klipplate van die 10 gebooie, dan begin dit met ek is die Here julle God wat julle gewat het, uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het, daarom moet jy my aanbid vir wie ek is. Dit was aan Moses beloof hier by hierdie eenvoudige bosie wat hy uitgebrand het. Nou is Moses hier op hierdie berg, die volk is te bang hier buite. Hy selfs gesê, jongens, hier 'n dier by hierdie berg kom en die dier doodgegooi word met klippe, want dis 'n heilige oomblik wat besig is om plaas te vind. Maar die Exodus is die kenmerkende
ingryping van God in die geskiedenis van Israel. Daarin lê hulle hele identiteit. Ons is die volk wat gered is uit Egipte, uit die plek van slawerny. Uit daar het God ons kom uitruk. Maar die brandende bos sê, al was dit hoe swaar en moeilik vir ons het nie uitgebrand nie, ons het nie tot niet gegaan nie. Hoekom nie? Want God het beloof vir ons voorvader Abraham, dat ons sal sy kinders wees, hy sal ons God wees, en hy sal ons lei na 'n land wat ons gaan beerwe. Maar die brandende bos is 'n ontmoetingsplek tussen God. Die doringbos symboliseer Israel se nederige en lydende bestaan in Egipte. Die volk verkeer in die vuur van onderdrukking, maar word nie verteer nie, omdat God self teenwoordig is in hulle lyding. Wanneer julle ly, is ek saam met julle in die dorings. Ek is by julle. Ek het bietjie gaan kyk wat sê die Septuagint. Nou die Septuagint is die Griekse vertaling van die Ou Testament. Ek gaan nie nou vir julle daai geskiedenis gee waar dit vandaan kom nie, maar daar staan, en die Here het vir Moses gesê, ek het die ellende van my volk wat in Egipte is duidelik gesien. Ek het hulle geroep, gehoor, want ek ken hulle smarte. Die Griekse frase Idon is 'n bekende Bybelse stylfiguur, en dit beteken ek het waarlik gesien, of ek het met my eie oë gesien, en dit beskryf die intensiteit van God se bewustheid van hulle lyding wat hulle moet deurgaan. Ek het Idon. Ek het gesien, ek het goed gesien, ek het dit eintlik beleef en ervaar. Hy maak het so mooi, ek het hulle noodkrete gehoor, ek het hulle lyding gesien, en sê die Bybel het so mooi, ek het dit ter harte geneem en ek het besluit om op te tree. God is die een wat te midde van my lyding, te midde van my vuur van verdrukking, te midde van my swaar, my hart hoor, dit sien, en besluit om op te tree. Die brandende bos help ons verstaan dat God is wie hy sê hy is, en hy doen dit by oorgawe. Ek het regtig gesien. Interessant genoeg as mense in die Nuwe Testament gaan lees ons 'n paar keer, gewoonlik daar waar die mense hongerig was. Dan sê hulle, Jesus het die mense se nood gesien, en die Bybel sê dit, hy het dit ter harte geneem. Die Griekse woord daar, splagnitzomai. Splagnitzomai beteken, as ek sê, ek splagnitzomai Maarten, ek sien nou sommer vir Maarten nie voor my sit, Maarten se omstandighede, dan beteken dit, ek identifiseer so met Maarten se omstandighede, dat ek het in my eie lyf voel, soos iemand hongerpyne voel wat lanklaas geëet het. God voel en beleef en ervaar die nood van sy volk aan sy eie lyf, soos mense wat lanklaas kos gehad het om te eet, hongerpyne voel. Dis die God wat saam met ons en te midde van ons in ons lewe is. Dis die God wat Idon. Die een wat sien, wat regtig sien. Die een wat kom sê, hierdie brandende bos kom vertel vir jou, maak nie saak hoe swaar die vuur van verdrukking waarin jy is nie. Jy sal nie tot niet gaan nie. Want ek God. Klaar. Niks meer nie, want ek God. Hoekom wil God die volk red? Want Moses, julle gaan my op hierdie berg aanbid. God red nie die volk oor hulle in krisis is nie. God red die volk omdat hy beloof het, hulle gaan my aanbid. Waar? Hier Moses, waar jy staan, gaan julle my kom aanbid. God red die volk oor God se heiligheid.
Ek is die heilige God wat met julle pad stap. En hier by hierdie berg sal julle besef wie ek is. En hier by hierdie berg sal julle in aanbidding voor my neerslaan. Want God is heilig. Hy is nie sommer net te hier jy of 'n ding wat in die verbygaan by my is nie. Hy is heilig. En is dieselfde God wat ons roep met die woorde, jy moet heilig wees, want ek is heilig. God red die volk om sy heiligheid, wil ek amper sê. Want julle gaan my hier aanbid. Hier my naam groot maak. En sien, by die brandende bos kom die verbondsgod en hy steek sy hand na sy mense uit. Moses het nie die verlossing loop soekie. Hy het dit gekry. Want God het beloof. Hierdie brandende bos is eintlik 'n simbool van God wat sy hand uitsteek en sê kom. Vat wat ek vir julle wil gee. Vat hierdie verlossing. Want ek het beloof. Ek het beloof. Die brandende bos doen wat? Verkondig die evangelie. Van 'n God wat sê, in my is die redding. En daai redding is in my alleen. Tot my eer alleen. Tot my aanbidding alleen. Gaan nie oor jou nie. In die minste. Jy is die begenadigde wat saamgaan. Maar dit gaan primêr oor God en sy storie. Want ek het beloof. Hy belofte is in een en elkeen van ons gemaak. Die laaste openbaring was nie 'n bos wat gebrand het nie, maar 'n kruis met bloed bevlek. Selfe belofte, selfe boodskap. Ek is jou God en jou verlossing lê in my hande. En niemand anders kan dit enigsins doen nie. En van daar af is die hakkelende Moses terug Egipte toe, terug na die farao toe, terug na die volk toe. En so oor 'n fortnight toe sal hulle insien, nee. 'n lang fortnight, maar ja. Toe staan hulle voor God. En elke donderslag en elke aardskudding op daai berg echo die woorde, heilig, heilig, heilig is die Here God. En die aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Dis die loflied wat in elkeen van ons se harte moet leef. Hoekom? Omdat God heilig, heilig, heilig is die Here God. Die brandende bos is 'n verbondsbos. Die bos van belofte. Die belofte van Moses,
sê vir die mense, ek is. Here, dankie dat U ons opnuut weer kom wys, herinner, help ontdek, help onthou wie U is. En dankie Here dat U ook vir ons uit 'n bekende verhaal uit kom wys, sien my raak, want dit gaan oor my. En dankie Here dat ons U genade troon mag betree en vir U kan noem ons Vader. Dankie daarvoor Here. En Here, wanneer ons ook in 'n krisistyd, woestyntyd onsself bevind, mag ons onthou dat ons sal nooit tot niet gaan nie, want God, en dis vir ons genoeg. Amen.